Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar vir al sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons. Ek vertrou dat dit goed gaan met u en u geliefdes en dat u ook sommer 'n baie goeie nag se rus gehad het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons in hierdie dag sal seën, dat die Here vir ons sal gebruik in sy diens en tot sy eer, dat ons ook in hierdie môre sal besef dat ons enigste en ons belangrikste doel op aarde is om God te verheerlik deur die Seun Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Nou ons is besig met die gedagte van getrouheid, die maatstaf van sukses of die maatstaf waaraan mense ons lewe kan meet of ons 'n ware volgeling van die Here Jesus Christus is. Getrouheid is belangrik, juis omdat ons so klomp ontroue mense in ons samelewing bevind en eintlik 'n nood het aan die kerk van Jesus om vir die wêreld te wys hoe lyk dit om getrou te wees. Getrou as 'n volgeling van die Here Jesus, getrou in my werksplek, getrou aan my huweliksmaat, getrou in die opvoeding van my kinders, getrou in my kerkbywoning, getrou in my lewe as lewe vir Christus. Ag vriende, u sal onthou ek het vir u gesê dat in die eerste plek beteken dit om getrou te wees, beteken dit om to be sold out. My hele lewe behoort nou aan die Here. Daar's geen area of aspek van my lewe wat ek nie vir my eie kan leef of vir myself kan leef nie. Behoort nou aan die Here, so of ek nou gaan werk in die môre, of ek nou getroud is, of ek nou sport beoefen, of ek nou finansies spandeer, alles gaan oor hoe sal ek God verheerlik deur Jesus in die kragvolle werking van die Heilige Gees, sodat my komende meester in alles verhoog en verheerlik sal word. Ag vriende, die tweede gedagte vanmôre dan, onder hierdie tema getrouheid, die maatstaf van sukses, kyk ons bietjie na die gedagte dat ons ook standvastig moet wees. Getrouheid en standvastigheid, vriende, is soos 'n hand en 'n handskoen. Dis soos vinkel en koljander. Die een kan nie sonder die ander. Baie belangrik dat ons dit sal sien. Want u sien, as ons nie standvastig is nie, dan gaan ons die wedloop nie kan volëindig nie. Gaan ons nie hierdie goeie stryd kan stry nie. U sien, die hele gedagte van standvastigheid is sodat ons die wedloop met vreugde elke dag kan bewandel. Hierdie wedloop met vreugde kan aanpak en dan ook kan voltooi met hierdie wonderlike gedagte dat ons die mooi so by die Here sal ontvang. Die apostel Paulus stel dit so mooi daar in 1 Korintiërs 9. En hy sê vir ons, weet julle nie, vers 24, dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. En ons hart het dan soos een wat nie onseker is nie. En ons slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Ag vriende, getrouheid beteken om in die môre, middag en aand die pad saam met die Here te stap. Standvastig te wees in my oortuigings, standvastig te wees in my Bybelse sieninge, dat ek daar by die werksplek en daar by die kerk en daar by die sosiale klub of waar ook al ek aan behoort, dat ek dieselfde sal praat, môre, middag en aand. Standvastig sal wees in my oortuigings, in wie God is, in wie Christus is, in wie die Heilige Gees is, dat Jesus die enigste weg is en dat 'n weergeborene 'n pad van heiligheid saam met die Here stap. Hebreërs 12 vers 1 praat so pragtig en leer vir ons eintlik 'n wonderlike en kosbare lewensles. En kom ek lees vir u hierdie baie bekende vers. Daar staan dan daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. U sien vriende, standvastigheid is deur hierdie gesindheid aan te kweek, om elke las, dit is nie noodwendig sonde nie, maar as dinge wat my tyd met die Here steel, hierdie laste af te lê, en ook die sonde, wat ek weet my visie van die Here so bietjie dof maak, wat my toewyding aan die Here so bietjie kniehalter, wat so bietjie my lewe eintlik gekompliseerd maak, dat ek werklik sal sê, Here, ek wil elke las en elke sorg af lê, en wat wil ek dan doen? Ek wil met volharding die wedloop loop wat voor my lê, die oë gefestig op Jesus. U sien, 'n standvastige gesindheid kweek dan ook getrouheid. En getrouheid bring sukses in die geestelike lewe. Dat ek nie nodig het om elke aand te sê, Here, ek is jammer, ek het alweer geval in hierdie sonde. En Here, ek was alweer ontrou en daar het ek alweer u verloor deurdat ek nie gepraat het oor u nie. Maar dat ons sal sê, Here, gee my die genade en die vrymoedigheid dat ek standvastig in u kan wees. En dat ek u voor oë kan hou en getrou aan u kan wees en dat ek sal besef ek behoort nie meer myself nie. I'm sold out for Christ.
Ek is absoluut uitverkoop aan die Here. En daarom is ek standvastig in sy waarheid, want sy waarheid bring vreugde en vrede en blydskap in my lewe. Nou vriende, as ons dink aan die man Johannes die Doper, wat die Here Jesus aan die begin van sy bediening bekend gestel het, toe hy gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het 'n baie moeilike pad gestap en baie aanvegtinge en teekantinge beleef, en hy sê daar in Handelinge 13 vers 25, eintlik skryf Lukas nou oor hierdie gebeur, en hy sê, en toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het hy gesê, wie dink julle is ek? En hulle het nou baie goed geantwoord, en hy het gesê, ek is dit nie, maar kyk, hy kom na my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak. Hierdie man tot aan die einde van sy lewe getrou aan die Here. Hy sê, ek is nie waardig om die skoensool van my meester los te maak nie, want hy het my gekoop. Ek was op pad na die ewige verdoemenis, maar hy het in my plek om sterwe, en geloof sy die naam van die Here, ek wil my lewe vir hom leef, en aan die einde van sy lewe was hy standvastig gewees. Sê die apostel Paulus het nie so baie mooi daar in die boek 2 Timoteus nie. Hy sê daar in hoofstuk 4 vanaf die 6de vers. Hy sê, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Aan die einde van sy lewe sê ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Verwysende na die offers in die Ou Testament en hoe hierdie drankoffer uitgegiet was. Hy sê die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Standvastigheid, vriende, is geweldig belangrik as ons geestelik suksesvol wil wees. Nou vriende, een van die predikers op die Shepherds Conference het dit vergelyk met 'n eienaar en 'n skaaphond. Hy sê, hy vertel vir ons hoe hy eendag gesien het hoe 'n eienaar van 'n skaaphond vir daardie skaaphond sê, luister, gee hom sekere opdragte, en die skaaphond hardloop en hy doen, dan kom hy terug en dan hou hy sy oë heeltyd op sy meester. En dan wag hy vir die volgende opdrag en hy doen wat die meester vir hom sê, en hy kom terug en hy kyk vir sy meester. En wat hierdie predikant op die Shepherds Conference gesê het, ons moet dieselfde wees. Ons moet soos hierdie skaaphond wees wat ons oë hou op ons meester, om die opdrag uit te voer wat hy ons gee, sodat ons standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here kan wees. Om te besef, dit gaan oor die Here se eer, dit gaan oor sy wonderlike naam, en dat ons die wenstreep, vriende, met vreugde kan oorgaan. Dat ons die wenstreep met vreugde kan oorsteek en kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, en my oë was gefestig op my meester. Wat hy vir my gesê het om te doen, het ek gedoen. Die waarheid van sy woord was die lig vir my pad, die lamp vir my voet. Sy woord was die kompas in my lewe. Ek het sy woord getrou nagevolg, en die oomblik wanneer ek val, het ek bely en laat staan, en ek het gesê, Here, hier is my lewe, ek is uitverkoop aan U. Help my om standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in U werk te wees. Vriende, dit is baie belangrik dat ons ook ons oë gefestig sal hou op die Here. Dat ons in ons dade, in ons oordra van die evangelie, in ons verstaan van die woord, in ons uitleef daarvan standvastig sal wees, sodat ons liefde vir die Here geopenbaar sal word in die wyse waarop ons lewe leef. Mag die Here genade gee, vriende, dat ons hierdie groot waarheid sal raak sien. Ons sal môre stil staan by nog 'n gedagte, en die gebed van my hart is dat ons regtig aangemoedig sal word en aangevuur sal word om dan ook die Here te dien, standvastig, en dat ons nie soos 'n golf van die see sal wees en heen en weer gegooi sal word deur elke wind van lering nie, maar vashou aan die waarheid, ons oë gefestig hou op ons meester en getrou uit te voer dit wat hy in sy woord vir ons opgeteken het. Vriende, groete vir u en 'n mooi dagie verder. Tada.